Middag vriende, Saartjie die Bosveld by, alias Sarita Pieterse. Ons gaan vandag voort met spoorstawe en signale, hoofstuk 2, gedeelte 2. Gertruida is verheug toe sy verneem van haar twee vriendes verhouding. Sy kan haar nie beter pasmaats indink nie. Toe sy 8 maande later die tyding van hulle verloving en voorgenome huwelik ontvang, verbaas dit haar geensins. In haar eie lewenswandel was daar tot dusver geen tyd vir amoreuse aktiwiteit nie. Nie dat daar nie belangstelling was nie, sy het egter keer op keer belangstelling vriendelik, maar ferm van die hand gewys, immer bedag op hoeveel harder sy moet werk om iets te bereik. Aan die einde van haar studiejare word sy by haar gradeplegtigheid aangewys as die toppresteerder van haar kursus. Op daardie stadium eerder 'n kruis as 'n oorwinning, omdat sy as vrou al die manlike studente in haar klas die loef afgesteek het. Sy beplan om in die volgende jaar haar honeursgraad te verwerf, terwyl sy terselfdertyd begin om haar beurs terug te werk. Sy word uitgeplaas na die hoofkantoor van die SASNH in die Carlton Sentrum in Johannesburg, om daar haar beursverpligting na te kom. Met die instap besef sy, hier gaan sy haar hande letterlik en figuurlik vol hê. Enerzijds om haarself te laat geld, sy is immers 'n baie klein, fyn vroutjie in 'n baie groot en oorwegend manswêreld. Anderzijds om die einste manswêreld op 'n fatsoenlike afstand te hou. Gertruida besef baie gou dat dit wat sy onder haar medestudente as onmin ervaar het, minuskuul is in vergelyking met die openlike vyandigheid in haar nuwe werksomgewing. Die beledigings, die vrypostigheid, die doelbewuste minagting is alles daarop gemik om haar so onwelkom as moontlik te laat voel. Sy besef binne die eerste week dat sy baie vinnig 'n baie dik vel sal moet ontwikkel. Veral haar direkte departementshoof, ene meneer Benjamin Rademan, het sy mes in vir haar en maak geen geheim daarvan dat hy haar nie kan verdra nie. En dan is daar ook Dewald Gerber, met wie sy 'n kantoor moet deel. Weliswaar vir 'n heel ander rede. Die welis in sy hele houding en die onsmaaklike aanmerkings wat hy sonder ophou maak, rafel aan haar senuwees. Sy neem die besluit om nie te kla nie, kom wat wil. Dis verdra sy haar senior se puntenerigheid, sy ignoreer haar kollegas se opdringerigheid, sy gaan werk toe, doen wat sy gevra word om te doen, gaan huis toe. Huis is op hierdie stadium 'n tuinwoonstel wat sy by 'n bejaarde egpaar in Braamfontein huur, waarvandaan sy per bus werk toe gaan. Werk is op hierdie stadium liaseerwerk, soms minder as die tiksters en liaseerklerke op die 6de vloer. Daarbenewens dra sy koffie aan, hanteer almal wat vra se droog skoonmakery, almal probeer haar duidelik laat verstaan, presies wat hulle van haar prestasies dink. Sy dink dikwels terug aan haar eerste dag in die kerkkantoor op Roos-Senekal, en hoe Piet haar daarop gewys het dat geen werk minderwaardig is nie. Sy probeer dit in gedagte hou as haar kollegas die lewens vir haar so onmoontlik maak, maar soms wens sy, bid sy, vir 'n manier om haarself te bewys en sodoende hulle respek te wen. Dit gebeur so 8 weke na sy by die hoofkantoor begin werk het. Die maandagoggend ontvang almal 'n memo om gereed en paraat te wees. Die direkteur en die hoofouditeur is op inspeksiebesoek. Alhoewel hulle in dieselfde gebou werk, sien hulle die topbestuur wat op die 9de vloer gesetel is maar min. Dus moet algaar reg staan. Die manne is geneig om links en regs ongemaklike vrae te vra om te toets of die departement darm op standaard funksioneer. Afhangende van die antwoorde beteken die besoek gewoonlik vir hulle bevordering vir enkeles. Omdat Gertruida so dikwels moet sit en duime rol, het sy die tyd gebruik om haarself op hoogte te bring met die maatskappy se finansiële state en ander agtergrondinligting wat die funksionering van die maatskappy uiteensit en verduidelik. Meneer Albert Dijkstra is 'n indrukwekkende man van oor die 2 meter.
Hy het 'n blas vel wat die indruk skep dat hy dikwels in die buitelug kom. Sy eilwordende haarlyn doen geensins afbreek aan sy imposante figuur nie. Sonder dat hy homself enigsins hoef voor te stel, weet Gertruida instinktief dat hierdie haar groot baas is. Langs hom stap 'n korter man, maar ewe indrukwekkend, wat homself bekend stel as meneer Vry, die hoofouditeur van die SASNH. Nadat die groot base verwelkom is, verdwyn elkeen na hulle onderskeie kantore sodat die inspeksie kan begin. Dewald is weer in een van sy peslike buie. Hy bekyk met die nou al gewone openlike welis Gertruida van alle kante en laat val ongevoelig. My blou bliksem. Gertie, kon jy nie maar iets aangetrek het wat 'n bietjie meer cleavage wys nie? Dan kon die groot baas darm gedink het dat jy iets werd is. Ek meen nou maar, wat is 'n mooi meisie sonder tiete, hè? Die volgende oomblik klap 'n eisige stem agter Dewald. Goeiemôre, meneer Gerber, nie waar nie? Meneer Vry kyk na die naambordjie op Dewald se lesenaar en gaan voort. Nou watter aanbeveling sou jy nou maak na aanleiding van die mees onlangse finansiële state om die spoorweë 'n besparing of 2 in die hand te werk, meneer Gerber? Dewald lyk soos 'n hond wat gifing gekry het. Natuurlik is die eerste gedagte wat by hom opkom of die man gehoor het wat hy vir Gertruida gesê het. Die tweede is dat hy nie die vaagste benul het wat in die maatskappy se finansiële state aangaan nie. Hy is hier om 'n salaris te verdien. Niks minder nie, niks meer nie. Dus staan hy daar met 'n mond vol tande en 'n kop vol wol. Die stilte raak ongemaklik lank en uiteindelik draai meneer Vry na Gertruida. Juffrou Potgieter, kan jy iets voorstel? Gertruida kyk skamerig op. Sy wil ook nie voor op die wa klink nie, maar sy het in die tyd wat sy ledig was, 'n deeglike ontleding gedoen en dit gedokumenteer. Meneer Vry, as u my dit sal vergun, het ek 'n hele paar voorstelle. Ek kry net gou die leer. Gertruida stap om haar lesenaar, trek 'n laai oop en haal 'n dinnerige leertjie tevoorskyn. Ek het 'n studie gemaak van verlede jaar se state en dit vergelyk met die 2 voorafgaande jaareindes. Daaruit kon 'n mens duidelik sien waar is die hakplekke en ek het ook notas met voorstelle ter verbetering by elke probleemarea aangeheg. Dit is maar net my beskeie mening en u is onder geen verpligting om enigsins daaraan aandag te gee nie. Meneer Vry neem die leer by haar. Sy gesig bly niks seggend terwyl hy vlugtig deur haar notas blaai. Hy kyk op, kyk lank peinsend by haar verby na Dewald. Juffrou, sal u omgee as ek die notas met my saamneem? Gertruida se mond val byna oop van verbasing, maar sy bedink haar en bloot sê sy bedees. Natuurlik nie meneer, gaan gerus voort. Hy knik beleef in haar rigting, dan kyk hy weer na Dewald. Dankie juffrou. Het u darm al u voete hier gevind? Is daar enige iets waaroor u nie tevrede is nie? Vir 'n oomblik is daar doodse stilte in die kantoor. Daar bestaan geen twyfel by Dewald of Gertruida dat meneer Vry die onsmaaklike gesprek van vroeër gehoor het nie. Na wat soos 'n ewigheid voel, antwoord Gertruida. Dankie meneer, niks wat ek nie kan hanteer nie. Meneer Vry knik weer, groet en verlaat die kantoor om met sy inspeksie voort te gaan. Dewald blaas sy asem stadig uit. Hel, ou Gertie, gelukkig dat jy nie begin blabbet nie. Thanks man. Vir 'n verandering is Gertruida die een met die minagting in haar stem, toe sy eisig antwoord. Moenie vir een oomblik dink dat ek dit vir jou gedoen het nie. As dit van my afhang, kan hulle jou soos 'n muur op 'n tafelblad dooddruk. Maar ek kan vir myself sorg. Ek het nie nodig om in iemand se ore te gaan chunk oor 'n vark soos jy nie. En vir die eerste keer sedert hulle 'n kantoor deel, is Dewald Gerber se bek tjoep stil. Word vervolg. Julle kan nie dink hoe interessant